Goeiemôre broeders en susters, baie welkom vir elkeen van u vanoggend hier in die kerkgebou. Ons is dankbaar vir elkeen wat hier is om die Here te aanbid, saam na sy woord te luister en ook saam met gelowiges ons geloof te bely. Welkom ook vir almal wat via die internet inskakel en dis ons gebed dat julle ook vanoggend die teenwoordigheid van die Here sal beleef en uiteindelik ook sy stem sal hoor waar jy ook al vanoggend mag wees. Broeders en susters, ons gaan begin deur as 'n toetrede lied te sing, vonklied 402, dis 'n keervers en dan strofe 1 en dan weer die keervers. Dan bly ons staan vir ons fotum en seëngroet en ons lofsang en daarna kan jy weer u sitplekke inneem. In Lukas 9, vers 23 tot 24, sê Jesus vir sy volgelinge: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Gemeente, genade en vrede kom vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Love,
as Jesus heel aan die begin van sy heel bekendste preek probeer duidelik maak hoe anders dit in sy koninkryk is. Hoe anders dit lyk daar waar hy as koning erken word, waar sy gesag erken word. Dan sê hy volgens Matteus 5. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Ja, broeders en susters, kom ons maak hierdie beginsels van die koninkryk van God ons eie met die sing van Vonklied 378, waarna ons bly staan vir ons gebed en ook die lied daarna. En daarna kan die kleuters en hulle ouers wat na die kleuterkerk toe wil vertrek, kan julle daarheen gaan. Groot en almagtige God, om vanoggend hier op so 'n besondere manier in u teenwoordigheid te kan tree, is vir ons 'n ongelooflike voorreg. Dankie Here dat ons u mag ken, dat ons u as ons Here kan erken, dat ons onsself kan sien as u kinders, die volgelinge van ons Here Jesus Christus. O Here, ons moet erken dat ons baie keer in ons lewe nie mooi verstaan eers wat dit beteken nie. Dat ons in ons eie lewe soms so 'n totale ander lewe leef as wat ons hoor in u koninkryk geleef behoort te word. En daarvoor, o Here, vra ons ook om vergifnis. En daarom is ons hier, om ook na u woord te luister, om ook te hoor wat u vir ons in ons eie lewe wil sê, watter verskil dit in ons lewe moet maak dat ons u kinders is.
Ons kan vanoggend, te midde van alles wat op ons inwerk, te midde van al ons probleme, al die siekte, al die ellende, al die swaar kry, al die bekommernis, kan ons onsself alleen maar in U hande plaas. En dit doen ons ook nou. As ons die gebed saam sing, wat ons Here Jesus in die bergpreek vir ons geleer het. In ons wêreld, veral as jy sekere drankies drink, dan het jy die opsie om die oorspronklike weergawe van die drankie te drink of die light weergawe. Jou koeldrank of jou botteltjie bier kan of die gewone bestanddele bevat, of die light weergawe sal dalk minder suiker, minder alkohol bevat, minder van die dinge wat dalk nie na jou smaak is nie, of wat jy dink nie vir jou goed is nie. Dit lyk nog naaste by dieselfde. En dit proe redelik dieselfde. Maar dis nie meer wat dit oorspronklik was nie. Maar broeders en susters, daardie opsie is nie net waar van sekere drankies nie. Ongelukkig is daar vir soveel mense ook 'n light weergawe van Jesus. Hy lyk nog naaste by dieselfde as die oorspronklike. Maar al die eienskappe en die woorde en die gesprekke wat my nie aanstaan nie en wat my dalk ongemaklik laat voel, is weggeneem.
En so heel aan die begin vanoggend is die eenvoudige vraag. Die Jesus waarin jy glo. Die Jesus waaraan jy vashou, wat jou lewe bepaal. Is dit die Jesus van die Bybel of Jesus light? Is dit Jesus soos wat hy was? Of Jesus wat as so 'n skadelose lammetjie voorgestel word, dat hy in werklikheid van alle krag ontneem is? Want die realiteit is, dat die Jesus van die Bybel mense soms baie ontstel het. Dat hy mense soms baie ongemaklik gemaak het. Dat hy hulle met tye selfs diep geskok het. Dis gewoonlik die dele van die Nuwe Testament, wat ook om verstaanbare redes nie in kinderbybels voorkom nie. Daar is Jesus lief en dierbaar en sit hy sy arms om die kindertjies en hy vertel vir almal dat hulle vir mekaar moet lief wees en mooi met mekaar moet werk. En natuurlik is dit alles waar en ontsettend belangrik. Maar daar is ook sekere dele van die Nuwe Testament waar ons 'n ander kant van Jesus ontmoet. 'n Kant wat ons dalk ook ongemaklik maak. Ons dalk selfs ontstel. En dis aan daardie gesprekke en daardie ongemaklike Jesus wat ons in daardie gesprekke ontmoet, wat ons in die volgende paar weke ook in die eredienste gaan aandag gee. Want as ons die onpeilbare rykdom van Christus wil ontdek, soos wat ons jaartema ons uitnooi, dan kan ons nie met 'n Jesus light werk nie. Ons moet met hom werk soos hy was. En by daardie Jesus se voete gaan sit en gaan leer. Nou die eerste ongemaklike prentjie op die ontstellende Jesus waarna ons gaan kyk, vind ons in Lukas 9. In die hoofstuk gebeur daar 'n paar baie belangrike dinge wat Lukas vir ons in 'n baie spesifieke volgorde vertel. In hierdie hoofstuk lees ons dat Jesus die 12 disippels uitstuur om sy koninkryk te gaan verkondig. En soos wat hulle terugkom, het hulle ook die behoefte om alleen saam met hom te wees en om oor hulle ervarings, maar veral ook oor hulle mislukkings te praat. Maar daar's so 'n klomp mense dat hulle dit nie reg kry nie. En dan vertel Lukas van die vermeerdering van die brood. En daarna kom die eerste lydensaankondiging van Jesus, dat hy gaan ly en gaan sterf. En direk daarna, dan gaan Jesus oor om vir die disippels te sê, dat as hulle agter hom aan wil kom, moet hulle ook bereid wees om hulle kruis op te neem, hulle self te verloon en agter hom aan te kom. Die woorde wat ek vanoggend as fotum gebruik het. En dan volg die verheerliking op die berg, waar God vanuit die hemel sê, dit is my seun wat ek uitgekies het. Luister na hom. Dan genees Jesus 'n besete seun, nadat die disippels dit nie kon regkry nie. En Jesus kondig 'n tweede keer sy lyding en sterwe aan. En as bewys dat die disippels nog steeds nie verstaan nie, stry die disippels dan oor wie van hulle die belangrikste in die koninkryk is. En daarna, as hulle deur Samaria gaan en by 'n dorp daar in Samaria wil tuis gaan, dan verwerp die dorp vir Jesus. En Johannes en Jakobus word so kwaad dat hulle vir Jesus vra of hulle maar vuur uit die hemel kan afbid om hierdie dorp te verdelg. Waarna Jesus hulle skerp teregwys
oor hulle onbegrip. Nou al hierdie dinge loop uit op die ongemaklike gesprek in ons teksgedeelte van vanoggend. Maar dit is belangrik om te sien waar dit in die verhaal van Lukas inpas. Ons teks is die uitvloeisel van 2 lydensaankondigings en die totale onbegrip en onvermoë van die disippels. En dan lees ons. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom: "Ek sal u volg waar u ook al gaan." Toe sê Jesus vir hom: "Jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eers 'n rusplek vir sy kop nie." Aan 'n ander een sê hy: "Volg my." Maar hy antwoord: "Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe." Toe sê Jesus vir hom: "Laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Dan gaan verkondig jy die koninkryk van God." Nog een het gesê: "Ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet." Toe sê Jesus: "Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie." Ons lees net tot sover. Gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor, wat dit as die woord van God erken, en wat ook daarvolgens lewe. Amen. Ek is seker dat jy die ongemak kan aanvoel in hierdie 3 interaksies wat Jesus met 3 van sy volgelinge gehad het. Dis asof mens dadelik amper die belewenis hier in jou hart het, dat 'n mens nie weet of Jesus hierdie situasie nou heeltemal reg hanteer het nie. Daar was tog sekerlik 'n beter manier om dit te hanteer. Die eerste man verklaar sy lojaliteit teenoor Jesus, deur voor almal dit uit te spreek: "Ek sal u volg, waar u ook al gaan." Dis so 'n positiewe uitspraak van 'n volgeling, dat 'n mens sou verwag dat Jesus hom sou prys vir sy voorgenome toewyding. Dit voel asof Jesus moes sê: "Jo, dankie ou Jakob. Ek is so bly om te hoor dat jy jou geloof so ernstig opneem. Ek wens dat al my disippels sulke toewyding kan hê soos jy." Dis dalk selfs wat die man gehoop het Jesus sou sê. Maar dis alles behalwe wat Jesus sê. Sy antwoord is iets wat daardie stomme volgeling moes laat ineenkrimp het. Jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. En daardeur sê Jesus vir hom: "Jy moet besef dat om my te volg, om in my te glo, gaan nie beteken dat dinge in jou lewe vir jou maklik of gemaklik gaan wees nie. Jy moenie dink dat om my te volg gaan vir jou sekere voordele hier op aarde inhou nie. As selfs ek nie 'n vaste plek het waar ek my kop kan neerlê en kan rus nie, wat nog te sê van die luksehede wat ander mense verwag nie? Wat dink jy gaan vir jou voorlê? Jy moet mooi dink of jy regtig wil aansoek doen vir hierdie posisie. Want dit gaan jou kos. Dit gaan iets van jou vra. En ek kan my voorstel hoe ou Jakob, of wat sy naam ook al was, teruggeslyp het in die groep in, spyt dat hy hoegenaamd sy mond oopgemaak het. Dalk juis omdat die bedoelings van sy hart ontbloot is deur Jesus se ongemaklike woorde. Dalk het hy juis met die hoop in sy hart geleef dat hy in sy navolging van Jesus sekere voordele vir hom sou kry. En dan draai Jesus na 'n tweede man toe en hy sê: "Volg my." Nou dis 'n persoon
wat reeds saam met hulle deel van die groep was, maar wat dit dalk net tydelik gedoen het, net vir die tyd wat Jesus daar in hulle omgewing van hulle dorpie was. En die man is bereid om dit voltyds te doen, maar op een voorwaarde. Here, laat my toe om eers terug te gaan en my pa te begrawe. Dit was tog die billikste van alle versoeke. Sy pa moes baie onlangs gesterf het. Hy wil hom net te ruste gaan lê. En in die denke van daardie tyd was sy versoek meer as billik. Dis presies wat van daardie jong man verwag sou word. Daar's Joodse geskrifte uit daardie tyd wat lei dat om jou geliefdes reg te begrawe meer belangrik is in 'n Joodse konteks as om die wet te bestudeer, in die tempel te dien, die paasoffer te slag of die besnydenis te onderhou. Maar Jesus antwoord hierdie man se billike versoek met 'n ongemaklike en vir ons gevoele onsensitiewe antwoord. Laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Vir daardie eerste hoorders van Jesus se woorde en die eerste lesers van Lukas se evangelie, sou dit niks minder as skokkend gewees het. Maar Jesus draai nie doekies om. Selfs die noodsaaklike verpligtings van jou kultuur en wat jou manier van lewe op jou mag lê, is nie genoeg om jou te verskoon van die verantwoordelikheid om Jesus te volg nie. Alles moet vir jou minder belangrik wees as om hom te volg. Selfs die mooi en die goeie dinge van jou samelewing en van jou eie lewe. En na dit alles is daar souwaar 'n derde brawe man wat na vore tree en sê: Here, ek sal U volg, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. 'n derde persoon wat bereid is om te volg, maar op sy eie terme, amper voorwaardelik 'n Christen. Dis alles goed en wel. Here, ek sal agter U aanstap, maar ek wil net gou eers iets van my eie lewe, iets van my eie agenda volg. Ek sal nou, ek wil net gou eers. Die ouers wat hier is vanoggend ken daai woorde. As jy vir jou kinders vra, sal jy dit doen. Ek wil net gou eers. Jesus se antwoord is hard en ongemaklik. Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God. Die beeld van hand aan die ploeg slaan en dan omkyk is dalk nie vir ons so maklik om te verstaan as vir die mense in Jesus se tyd nie. In daardie wêreld, as jy wou gaan ploeg, dan het jy 'n trekdier of 2 ingespan en jy het 'n een skaar ploeg agter die dier of diere vasgemaak. Om te ploeg moes daar 'n paar goed wees wat jy gelyktydig en reg doen. Jy moes die trekdier stuur om in die regte rigting en reguit te kan ploeg. Soms selfs, soos jy hier op die foto sien, met die leisels om jou eie nek. En dan moes jy ook die ploeg nog hard genoeg in die grond indruk om seker te maak dat die vore diep genoeg is, om te sorg dat die ploeg regop bly, diep genoeg is en dat jy in die regte rigting beweeg. Nou om dit alles te kan doen, vra dit fokus. Dit vra toewyding,
aan dit wat jy op daardie oomblik doen. En om dan oor jou skouer te kyk na dit wat by die huis aangaan, gaan verseker dat jy of vlak of skeef ploeg. Terwyl jy ploeg, moet jy 100% gefokus en toegewyd wees. 'n Moderne beeld, om dalk dieselfde oor te dra, sou wees dat as iemand agter die stuurwiel van 'n motor inklim en op die snelweg gaan ry teen 'n hoë snelheid, dan moet jy nie in die ry omdraai en iets op die agtersitplek probeer hanteer nie. Dis 'n resep vir 'n noodlottige ongeluk. En wat sien ons uit hierdie drietal ongemaklike gesprekke met Jesus? Jesus probeer dit hard en duidelik sê, dat gelowiges moet besef, dat geloof in hom, dat navolging van hom nie vir ons voordeel en gemak en voorspoed tot gevolg gaan hê nie. As dit jou motief is, los dit eerder. Want jou toewyding gaan nie hou nie. En hy probeer sê, dat alles moet vir jou minder belangrik wees, as om hom te volg. Selfs die mooi en die goeie dinge van jou samelewing. En hy probeer sê, dat ons met totale fokus en toewyding vir hom moet lewe. Sonder hierdie 3 sake is iemand nie geskik vir die koninkryk van God nie. Jy sien, Jesus het nooit probeer om so vinnig as moontlik, soveel as moontlik mense te hê wat agter hom aanloop, deur vir hulle 'n rooskleurige prentjie van navolging te skep nie. Hy maak dit duidelik dat as jy hom as jou Here erken, gaan dit jou kos. En dit gaan ingrypende gevolge vir jou lewe hê. Dit gaan toewyding aan hom en aan sy koninkryk vra. En ek kan myself baie goed indink, dat ook jy op hierdie oomblik met 'n klomp gevoelens binnekant in jou sit, wat jou laat ongemaklik voel, wat jou laat worstel oor dit wat ek hier sê. En net soos vir ons, was dit ook nie noodwendig vir daardie mense maklik om te hoor nie. Elders in Johannes 6 lees ons: toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se disippels gesê, wat hy nou sê, is darm te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? Hieroor het baie van sy disippels omgedraai huis toe en nie meer saam met hom gegaan nie. Jesus sê nie vir ons bloot wat ons wil hoor nie. Dit wat ons pas, dit wat ons warm en gemaklik laat voel nie. Die Jesus light weergawe sal dit dalk doen, maar nie die Jesus van die Bybel nie. Hy sê vir ons die waarheid soos dit is. Die vraag is of jy dit aanvaar of nie. Daar was oor al die eeue volgelinge wat dit nie wou aanvaar nie. En soos ons hier in die teks sien, toe maar hulle eie paadjie geloop het. Maar dan moet 'n mens ook besef wat die uiteinde van daardie paadjie is. As jy in Jesus glo, as jy jou aan hom verbind, as hy jou Here is, dan is dit die soort toewyding wat hy van jou gaan vra. Wat die koste ook al mag wees. Hoe dit ook al teen die grein van ons samelewing of ons eie denke ingaan, met 'n totale gefokusde hart. Maar hoekom is dit vir ons so moeilik?
Hoekom is dit dat mense hulle baie keer aanvanklik aan Jesus verbind, maar dan later juis hieroor van Jesus af wegdraai? Daar kan 'n klomp redes voor wees. Maar kom ek deel 3 daarvan met jou. Die eerste is, daar's hierdie valse onderskeid tussen heilige en sekulêre wêreldse tyd. Dit beteken dat daar 'n sekere tyd van my week is wat vir my heilig is. Byvoorbeeld 'n Sondagoggend hier in die kerk saam. En dan 'n paar minute elke dag wat ek aan God wy, as ek Bybel lees, as ek bid, as ek na die oordeenking luister. Maar dan is die res van die tyd myne om mee te maak wat ek graag daarmee wil maak. Dis amper asof ons daardeur vir God sê, en ons sal dit nooit in soveel woorde vir hom sê nie. Maar in wese sê ons vir hom, Here, hier is die deel van die week wat ek bereid is om vir u te gee. En ons moet in elk geval eerlik wees, dat daardie stukkie wat ek bereid is om vir u te gee, meer is as wat die grootste gedeelte van die mensdom vir u sal gee. Maar met die res gaan ek nou maak wat ek wil. Op Sondag is dit eer aan God en sy koninkryk. En Maandag tot Saterdag is dit eer aan my en my koninkryk en my belange, en dis die bepalende. Maar hierdie onderskeid tussen heilige tyd en gewone alledaagse tyd is 'n valse onderskeid. Ons lewe behoort aan God toegewy te wees, ons hele lewe, elke dag, heeldag. Dit beteken nie dat ek heeldag met die Bybel moet besig wees noodwendig nie. Maar dit beteken wel dat ek heeldag my lewe vir God leef in alles wat ek doen. Dis wat daardie teks in Romeine 12 so duidelik vir ons uitspel. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. 'n Lewe vir God, nie net 'n stukkie daarvan nie. 'n Totale lewe vir God, 'n offer op 'n altaar wat totale prysgawe van myself simboliseer. Dis waartoe ek en jy opgeroep word. En dis volgens Paulus die kern, die hart van waaroor dit in godsdiens gaan. Daardie totale, volledige toewyding wat van ons gevra word. Nie net een dag 'n week nie, maar elke dag, voldag, 'n lewe vir God. En die rede hoekom ons dit baie keer nie raak sien nie, is omdat ons onsself mislei. Ons sien onsself nie vir wie en wat ons is nie. Ons wil dit nie sien. Ons verkies dit om dit nie te hoor nie. Vertel eerder vir my hoe lief God vir my is, hoe hy my aanvaar net soos wat ek is. En om die bekende boektitel aan te haal, kom ons sê vir mekaar, I'm okay, you're okay. Maar in die proses mislei ons onsself. In Openbaring lees ons onder andere in die brief vir die gemeente in Laodicea, dat die oorwinnende Jesus vir daardie gelowige sê, ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle maar tog maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê ons is ryk, skatryk, ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig, beklaanswaardig is nie. Arm, blind en kaal. Daardie gelowiges se denke oor hulle self was dat hulle reg is, dat hulle saak met God reg is. Hulle het gedink, hulle het niks meer nodig nie. Hulle moet net aangaan soos wat hulle nog altyd gedoen het.
Maar, sê die teks, hulle mislei hulle self. Want in werklikheid is hulle ellendig en beklaanswaardig. Hulle was dalk op 'n stadium warm vir hulle geloof in Jesus. Maar nou het hulle toewyding lou geword en hulle mislei hulle self deur te dink dat alles in orde is. En dan sê Jesus daar vir hulle, dit sou selfs beter gewees het, dat hulle totaal en al koud was. Want ten minste sou hulle dan by 'n punt gewees het om te besef dat hulle vir Jesus nodig het, dat hulle bekering nodig het as gevolg van hulle geestelike armoede. Maar lou warm mense, wat hulle self mislei, sien nie hulle geestelike ellende raak nie. Hulle dink net, hulle is warm. Maar dis 'n verskriklike plek om te wees. Om te dink jy's veilig, maar eintlik verkeer jy in groot gevaar. Jy beweer jy's aan God toegewy, maar eintlik is jy beklaanswaardig en ellendig, want jy's nie warm nie. Daar is nie in jou lewe die toewyding, die commitment wat vereis word van Christus se disippels. En die derde rede waarom ons as mense baie keer nie hierdie vlak van toewyding in ons lewe het nie, is omdat ons sulke wisselvallige disippels is. Jesus gebruik in die bergpreek die beeld van iemand wat twee baase wil dien. Hy sê, niemand kan vir twee baase tegelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Die hele beeld wat Jesus hier gebruik is van iemand wat op 'n wisselvallige manier tussen twee belangrike dinge in sy lewe rondval. Dis 'n innerlik verskeurde mens wat heeltyd hinker tussen twee rigtings om in te slaan. En net so kan ons nie volledig toegewyd vir God dien, terwyl ons harte rondspring tussen verskillende prioriteite nie. 'n Soldaat met 'n verdeelde lojaliteit sal in die geveg niks beteken nie. Vir ons, om die toewyding wat ons Here vra te leef, en om hom so na te volg, moet ons besef dat ons totale lewe behoort aan God. En ons moet ophou om onsself te mislei oor die toestand van ons lewe en ons geloof, en ons moet met 'n doelgerigte, toegewyde hart op God fokus. En as dit nie die geval is in my of jou lewe nie, wat moet dan verander? Wat moet verander sodat ek elke dag sal lewe met daardie toewyding wat my Here vra? Want broeder en suster, besef dit. As dit nie is hoe my lewe en my geloof lyk nie, is die woorde van Jesus aan die einde van ons teksgedeelte ook van my waar. Dan is ek nie geskik vir die koninkryk van God nie. Dan is ek nie waar en hoe God my wil hê nie. Dan moet ek eerlik gaan kyk na wat moet verander. As ek persoonlik eerlik moet wees, dan moet ek erken ek wens dat Jesus nie hierdie woorde gesê het nie. Dit sou makliker gewees het. En hy sou gemakliker en eenvoudiger vir my gewees het. Want hy sou nader gewees het aan die verlosser wat ek graag sou wou hê. Maar nou het Jesus dit gesê. En nou het hy dit so gesê. En nou het ek en jy dit gehoor. Wat gaan jy maak met hierdie harde woorde
van die ongemaklike Jesus. Wat jy daarmee gaan maak, gaan bepaal of jy geskik is vir die koninkryk van God. Amen. Nou broeders en susters, ons gaan nou staande hardop saam ons geloof bely. Maar ek wil hê ons moet dit vanoggend op 'n baie bewuslike manier doen. Nie alleen net die woorde oor my lippe neem nie, maar besef dat elke gedeelte van hierdie belydenis is 'n manier waarop ek my aan hierdie God toewy, waarop ek my aan hom verbind. Ons doen dit staande, en dan kan u bly staan, as dit vir u moontlik is, tot aan die einde van die diens. Kom ons bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ja, Here God, ons moet erken dat daar dele in u woord is wat vir ons moeilik is. Nie net moeilik om te verstaan nie, maar ook moeilik om in ons eie lewe te gaan leef. Ons moet erken dit gaan teen ons grein in. En ons besef dit gaan van ons selfprysgawe vra.
Maar o Here God, U was bereid om Uself volledig vir ons te gee. En soos wat U deur U lewe gegaan het, het U ook vanoggend weer omgedraai na ons toe. En U woord vir ons gesê, ons geroep om U te volg. In alles wat ons doen, wil ons onsself vir U gee, Here. Wil ons volledig toegewyd aan U leef. 24 uur van elke dag van die week. Elke dag van my lewe. En daarom, o Here, besef ons dat ons van U afhanklik is. Besef ons dat ons U krag en ook U genade nodig het. Vir elke keer wat ons soos daardie eerste disippels nie verstaan nie en nie reg kry wat U vra nie. Maar o Here, ons plaas onsself in U hande. Ons erken U as ons Here, ons koning. En as ons dit sê, kan ons nie anders as om aan U gehoorsaam te wees. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God sal by elke een van julle wees en bly, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewe, elke oomblik van elke dag. Amen.
Broeders en susters, net die volgende afkondigings asseblief. As daar enige nuwe lidmate is, die na die tyd welkom om deur enige van hierdie 2 deure te stap. Hier is 'n ronde tafel hier agter my en daar sal iemand vir u wag om u inligting ook te kry, sodat ons u ook kan deel maak van die gemeente. En dan lief en leed, julle sou in die hartklop gesien het dat Dieter Redinger en Wolet Barnard nog in die hospitaal is. Ons vra dat julle ook vir hulle sal voorbidding doen, maar dan ook baie sterkte vir Dr. André Ungerer, ek sien hom nie vanoggend hier nie, maar ook vir Gert. André het sy suster verloor in die afgelope tyd en Gert sy broer, en die begrafnisdienste was ook in die afgelope week, en baie sterkte ook vir julle en julle families. Dan broeders en susters, in hierdie week is daar weer Bybelstudie vir my, Bybelstudiegroep, en hierdie week gaan ons na die evangelie van Lukas kyk. So iets van wat in die preek na vore gekom het, gaan ons nou in die totale evangelie hierdie week gaan ons hanteer. Ek dink dit is, nou al die katedese kinders, julle gaan direk na die kerk, gaan julle na julle klasse toe vandag. Julle katedese sal daar vir julle wag. Dominee Roe. Goeiemôre broers en susters. Ek wil vir julle sê welkom terug. Ek voel of ek julle lanklaas gesien het, maar dit is eintlik andersom. So ek wag. Dankie. Ek het enkele afkondigings, maar alles gaan oor suiker, so julle wil graag luister. Die eerste is dat die katedese kinders gaan, ek gaan vir julle ietsie lekkers bring. Daar is koolwyntjies vir julle, maar ek bring dit vir julle in julle klas, so julle mis nie uit vanoggend nie. So al eer die groot mense hier in die saal gaan julle ook ietsie lekkers kry, so julle kan net geduldig wag vir dit. En dan gaan ek begin oor 3 weke van nou af, en dan gaan ek so terugwerk na hierdie Sondag toe. Oor 3 weke van nou af het ons 'n damesvergadering. Dis die eerste van sy soort. Dit gaan vinnig wees na kerk. Al die dames gaan ons vra om agter te bly. Dit is nou die lang naweek en dit is nou op Damesdag, Vrouedag, daardie naweek. Ons is geseënd met 'n klomp seëninge van vroue wat voor ons baie hard gewerk het. Om 'n groot bedragie geld bymekaar te maak. En ons wil graag saam as die dames van die gemeente besluit wat om met hierdie geld te maak. En ons wil graag saam besluit oor werksaamhede en ons wil dit nie as damesbestuur self doen nie. Ons wil almal uitnooi om saam daaroor te besluit. So dit gaan 'n vinnige vergadering wees, daar gaan 1 per jaar wees. Maar die belangrikste van alles is ons gaan iets soets eet. So julle wil daar wees. So ons nooi julle uit om agter te bly op die 11de Augustus Sondag na kerk, dat ons almal saam kan besluit oor die weg vorentoe vir die damesbediening. En dat ons ook saam kan besluit hoe ons seëninge gaan spandeer vorentoe. Dan die Sondag voor dit en ook vandag het ons bedieningsskou. Julle sou al op al ons sosiale media en op verskillende maniere gesien het dat ons dit bemark. Die gemeente is besig op ontsettend baie maniere en baie plekke. Dit is nie eers al ons bedieninge nie, maar julle sal sien in die saal, daar is so 'n klein tafeltjie per bediening, want ons is die enigste manier hoe ons alles ingepas kon kry. Die mense wat verantwoordelik is vir die bedieninge het die tafels mooi gemaak om dit vir julle op 'n manier bekend te stel, sodat almal kan sien waar en hoe hulle besig is. So kry 'n lekker koppie tee, koffie en stap deur die saal rustig. Julle hoef nie almal dadelik nie, hulle gaan 'n ruk daar staan en lees lekker rustig wat dit is waarmee hulle besig is. Hulle het foto's, hulle het papiere, hulle gaan die bedieninge vir julle verduidelik as julle vrae het. Vra hulle. En raak betrokke as dit iets is wat met jou hart spreek, dalk is jy reeds betrokke daar, dalk sê net hallo, daar is ook 'n soedingetjie by partytafels, soos ek beloof het, en raak betrokke of bied hulp aan of sien net hoe die gemeente ook binne en buite die koninkryk uitbou en besig is. Dis 'n wonderlike tentoonstelling van hoe die Here ons ook op maniere gebruik en ons in staat stel om op plekke besig te wees. So kom kyk asseblief in die saal en ook volgende week vir die van julle wat inskakel en nie hier kan wees vanoggend nie. En dan is dit ook nou vanoggend 'n baie laat viering van Dominee Hannes se verjaarsdag. Hy het op die 17de Julie verjaar.
So daar is geen stoel in die saal nie. Julle sal sien, want daar is nou 'n bedieningsskou, maar daar is ook eetgoed. So elke liewe stoel in hierdie kerk staan op hierdie stadium buite. So julle moet in die saal se luike tee kry as julle wil tee hê. Maar in die konsistoriese luike koffie kry as julle wil koffie hê. So daar's nou 2 rye vanoggend. En dan moet julle uitbeweeg en buite gaan sit as julle wil sit, of binne bly as julle wil staan, of deur die saal beweeg, of later terugkom. So dis 'n bietjie 'n logistieke verandering vir oggend. Jammer daaroor, dit is nou maar omdat ons wil fees vier, ons wil dit nie langer uitstel nie, ons wil lekker eet, ons wil ons dominee se lewe vier, maar ons wil ook bedieningsskou hou. So, tee in die saal waar jy gewoonlik tee en koffie kry. Koffie in die konsistorie, so jy moet deur hierdie deure gaan dadelik regs as jy uitloop. En dan gaan sit asseblief buite as die bene lam raak. Ek weet julle het lekker baie gesing vanoggend. Maar kom terug saal toe vir die bedieningsskou asseblief. Julle kan natuurlik onder die dak ook gaan sit, dis normale sitplek daar. Goed, dit is die logistieke. Goed. Dan, my liewe kollega, ek dink jy moet staan, ek dink jy moet sommer onder toe kom. Dis die beste, want ons het vir jou ietsie. Ek dink nie dis soet nie, alhoewel. Ek dink ons het nie vir jou iets 'n soet dingetjie nie. Ons genoeg soet goed vir die volgende 3 weke. Ek moet dit nou al vir 6 jaar doen, so my woorde is altyd, ek moet altyd mooi dink, nee staan. Jy laat almal so lank staan en sing. As mens sulke mooi woorde kry, moet jy staan om dit te ontvang. Liewe Hannes, veel geluk met nog 'n jaar. Ons is so ongelooflik dankbaar dat die Here ons seën met iemand soos jy. Jy loop voor met soveel visie en soveel ontsettende gawes waarmee die Here jou seën om ons ook op so 'n besondere manier te lei. Ons dank hom vir nog 'n lewensjaar. Ons dank hom dat jy ons ook seën met 'n lewensmaat en wat ons ook op soveel maniere seën. Mag julle in hierdie jaar 'n klomp voorspoed beleef, gesondheid, lekker dinge, wat al julle drome en verwagtinge ver oorskry. Mag jy geen hoofpyn uit die gemeente kry nie, geen moeilike dinge nie. Maar ons wil vir jou dankie sê, dat jy jouself op so 'n besondere manier met ons deel, met soveel integriteit leef. En ons is so ongelooflik dankbaar vir jou. Veels geluk. Dit is jammer, dit is 2 weke laat, maar dit is nie ons skuld nie. En ons het 'n klein blytjie van waardering. Ons kan nooit vir jou genoeg dankie sê nie. Maar weet dat iedere een van ons, al het ons jou nie gebel op jou verjaarsdag nie, werklik aan jou gedink het. En ons is ontsettend lief vir jou. Lieve Gerda. En ons hoop dis nog vir baie jare dat ons dit vir julle kan sê. So veels geluk. Die dames wil ook net ietsie sê. Liewe gemeente, ek gaan baie vinnig wees. Roo het baie woorde uit my mond uitgevat. Ek wil net vir julle baie dankie sê vir die geleentheid om namens die bediening vir Dominee Hannes geluk te wens met sy verjaarsdag wat nou reeds was. Dominee Hannes, as jy nou 2 weke terug hier was, dan het ons nou vandag vir jou geluk gewens met jou verjaarsdag wat sou kom, en dan sou ons gesê het, ons hoop dit sal 'n baie spesiale dag wees. Maar jy het ons voorgespring en jy het 'n baie lekker partytjie in die Amazone gaan hou. En ons sou nie vir jou 'n beter verjaarsdag wens kon wens as dit nie, en ons glo dit was baie, baie spesiaal. Maar wat nou ons graag vir jou wil sê, is ons wens 'n lewensjaar vol gesondheid, baie vrede, baie vreugde en liefde en voorspoed. En ons wil ook baie dankie sê vir die geleentheid om 'n bietjie koek saam met die gemeente te geniet, en ons nooi almal uit en ons wil graag vir jou ietsie gee. Baie dankie, broeders en susters. Elke opregte woord word uit my hart uit waardeer. Mens kan nie vir meer seëninge vra nie. So ek is net ontsettend dankbaar. En van my en Gerda se kant af ook baie, baie dankie. En ons groet mekaar hier buite.
Baie dankie.